Wanneer ons kies om die pad saam met God te stap, soos wat Jesus ons nooi om te doen wat ons gister na gekyk het, dan volg ons nie meer ons eie pad nie. Dan is ons eie behoeftes en begeertes nie meer die rede hoekom ons opstaan in die oggend nie, maar God is die rede. Dit is nie 'n maklike pad nie, maar dit is die pad wat lei na die wonderlikste bestemming. Dit is die pad wat lei na ewige seën. Jesus waarsku ons dat die wêreld ander rigtings volg, dat die mense na jou gaan kyk en nie gaan verstaan wat jy doen nie, dat jy onder menslike, die Engelse woord is scrutiny, gaan kom en baie druk gaan hê van die wêreld se kant af, want die wêreld wil nie hê jy moet saam met God loop nie, want dan het Satan geen houvas op jou nie, dan het mense geen houvas op jou nie. Die wye pad van kortstondige plesier en wêreldse begeertes is maklik om te volg, maar God nooi ons om iets beters te kies. Die smal pad wat lei na die ewige lewe, die smal pad wat lei na God se goedkeuring en God se guns. Matteus 7 vers 13 tot 14 sê: "Gaan in deur die nou poort, want breed is die poort en wyd is die pad wat aan die verderf lei, en daar is baie wat daarop ingaan. Want die poort is nou en die pad is smal wat na die lewe lei, en daar is min wat dit vind." Nou, hoe wonderlik is dit nie dat ons juis genooi word om op hierdie spesiale pad te gaan loop. Maar hierdie pad verg geloof. Dit vra dat ons op God moet vertrou, selfs al raak dinge moeilik. Selfs al sukkel jy met gesondheidsprobleme. Selfs al het jy probleme in jou huwelik. Selfs al sukkel jy finansiëel. Selfs al tref hartseer jou, moet jy op God vertrou dat hy jou sal vashou en jou sal deurdra. Dit beteken ook om baie van jou eie begeertes te laat gaan, om vir mense lief te wees al maak hulle jou seer. En selfs wanneer dit moeilik is om te bly glo, en selfs wanneer ons die antwoorde het nie, om blindelings te vertrou dat God ons sal deurdra. Spreuke 3 vers 5 tot 6 sê vir ons: "Vertrou op die Here met jou hele hart en steun nie op jou eie insig nie. Ken hom in al jou weë, dan sal hy jou paaie gelyk maak." Dalk lyk dit moeilik om op hierdie pad te loop. Dalk is dit baie keer swaar om op hierdie pad te loop. Maar God beloof dat die bestemming die moeite werd gaan wees. 'n Heerlikheid wat ek en jy nie kan verstaan nie. Jy al met vakansie gegaan en dan ry jy hierdie moeilike bergpasse en jy dodge die potholes, en as jy daar kom dan dink jy, dis als die moeite werd gewees. Nou dis hierdie pad wat ek en jy met God moet stap. 2 Korintiërs 4 vers 17: "Want ons ligte verdrukking wat vir 'n oomblik is, bewerk vir ons alles oortreffende ewige gewig van heerlikheid." Elke dag wat jy maar aanhou om saam met God te loop, elke dag wat jy God vra: "Here, asseblief help my," en al gaan dit moeilik en jou aanloop, vat jou in hierdie heerlike toekoms in. Ons moet aanhou stap, selfs al word ons bene seer. Ons moet aanhou glo, selfs al raak ons moedeloos, want elke tree wat jy gee saam met God, bring jou nader aan die heerlikheid wat hy vir jou beplan. Hemelse Vader, help ons om vas te hou aan U. Help ons om op U te vertrou, al gaan dit moeilik. Help ons, Here, om raak te sien wat U vir ons wil hê. En help ons, Here, om U te eer en te verheerlik. Ons dank en eer, Here, vir die geleentheid wat ons het om saam met U deur hierdie lewe te kan gaan. Amen.